Baie dankie Philip, Vincent. Van my kant af ook goeiemôre aan elkeen en ook baie welkom hierso ook vir vriende, besoekers vandag rondom die dope waaroor ons ook ons Here opreg dankbaar is. Ons votum, waarmee ons gewoonlik begin, is nie 'n blote formaliteit of 'n begin nie. Ons votum, ons sê dit baie vir mekaar en dis werklik so, is in die eerste plek dit wat ons aan mekaar bind. Verder is dit ons getuienis teenoor die wêreld. Dit is in wie ons glo. En dan bo alles, ons votum is ons belydenis teenoor ons Here self. En in die woorde van Romeine 11 oorbekende, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Letterlik, Here, uit u is die bron daarvan, deur u is die krag daarvoor, tot u alleen is alle dinge. Kom ons sit net so, dan sing ons as votum skrifberuiming 1:2. 2:5, ekskuus, skrifberuiming 2:5 vers 1 en 3 waar ons dan ook sing uit hom bely, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Genade, liefde, vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees in jou. Amen. Voordat ons saam gaan sing uit skrifbereiding 1:2, so omdigting uit Openbaring 4 en 5. In hierdie Openbaring gedeelte word die verhewenheid van ons Here, sy onbegryplike grootheid beskrywe. Vers 2 sing ons van sy reddingsmag, hy wat ons vrygemaak het in Christus. Wel, dis wat ons as Christene is en wat ons in mekaar bind. Ons geloof dat ons juis in Christus ons saligheid vind. Kom ook so in die doop so mooi voor. En dan sing ons ook hier aan hom die Skepper God, die Skepper Heer. Hy is die een wat alles geskaap het, hy is die een wat alles onderhou.
Hy is die een wat kosbaar vir ons reën gee. En ons het al, en ons lees weer uit Job 36:37. Dis 'n belydenis, God is groot. Ons kan sy grootheid nie begryp nie. Hy trek vog op uit die see, hy haal reën uit die waters uit. Hy laat die wolke swaar word van vog. Hy stuur sy weerlig ter die wolke in. Hy laat die wolke in die ronde maal. Hulle doen wat hy bepaal. Hulle gehoorsaam sy bevele. Hy laat dit blits op al die uithoeke van die wêreld. En dan kom die donderslag. Dan giet die wolke reën uit. Laat dit reën op baie mense val. Dit reën. Die reën val. Stortreëns wat getuig van God se mag. Hy laat mense werk tot stilstand kom, sodat alle mense sy werk kan leer ken. Ja, God stuur die storm, of om te straf, of om vir die aarde te sorg, of om sy liefde te betoon. God is groot. Ons kan sy grootheid nie begryp nie. Kom ons staan dan sing ons skrifverryming 1:2, juis ook die grootheid van ons Here, sy versorging as Skepper Heer en die genade van sy reddingsmag in Christus. In die tweede plek bely ons, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Dit is daardie tensy ons van buite gered word. En daarom word ons dan gedoop in die naam van God, Vader, Seun, Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en daarom ook ons met alle goeie dinge versorg en ook alle kwaad van ons afweer en tot ons beswil beskik. Ons verstaan nie altyd die weë van ons Here nie, maar ons glo as Vader is hy die een wat alles beskik, bestuur en ons lewe is veilig. Ons kinders se lewe is veilig in die hand van ons Vader. As ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En dat ons ook mag glo dat ook ons kinders deel in hierdie verlossing van ons Here. En net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons woon, dat hy ons tot lidmate van Christus heilig, ook deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik hy die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van die lewe
totdat ons eindelik ook onder die gemeente van die uitverkorenes die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Genade van die Heilige Gees wat ons deur geloof aan Christus sy weldade bind. In die derde plek bely ons dan, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid, 'n dankbaarheidslewe. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons moet hom aanhang, ons moet hom vertrou, ons moet hom lief hê, letterlik in die geloof omhels met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons moet die ou natuur doodmaak. Ons moet 'n godvrugtige lewe lei, natuurlik ook volgens die wil van ons Here. En waar ons ook soms in swakheid en sondes val, ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En dit word nou verder beskryf. Hierdie verbond, die genade daarvan dat ons en ons kinders aan ons Here gebind is. Hy van sy kant af. Niks en niemand kan daardie verbond breek nie. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom uit die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het. Hulle is in sonde ontvang en gebore. En ook sonder dat hulle dit weet, ook weer in Christus tot genade aangeneem word. Hulle is opnuut van buite, van bo gebore, bely ons hier. En dan is hier twee skrifbewyse. Ons Here wat deur Abraham gepraat het, ek sal 'n verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond, en dan die inhoud daarvan, om vir jou 'n God te wees, en ook vir jou nageslag, jou kinders. En ook in Petrus word dit betuig met die woorde, wat die belofte kom julle toe en julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. En daarom het ons Here dan voorheen beveel dat hulle besny moes word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê, hulle geseën. En omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Dat dit dan ook blyk, en ons het daar gepraat, dat hierdie nie bloot maar net 'n formaliteit van julle kant af is nie. Kom ons bid ook, dat ons Here ons hierin sal seën. Ons is totaal afhanklik van U, Here God. En as ons ook dink aan dit wat ons uit die woord bely, ook rondom ons kinders, ook rondom die doop. En onsself is ons verlore. Dis U van U kant af wat ingegryp het in Christus Jesus ons Here. Dankie Here vir verlossing, dat ons net nou ook van kon gesing het, U reddingsdade. Dankie dat ons mag getuig van geloof wat U in ons harte werk. Dis U genade werk in ons, sonder ons. Dankie dat ons mag weet, ons is aan U verbind. In lewe en in sterwe, niks kan ons ooit van U skei nie. Mag dit ook vir die doopouers, vir al ons ouers hier in die gemeente, buite die gemeente, vir elkeen van ons, 'n troos wees, Here. U is ons God. Maar mag dit ons ook opskerp, om werklik ook voluit vir U te lewe, tot U eer. Dankie dat ons dit ook alles vir U mag vra. In Jesus ons Here se naam. Amen. Ek gaan nou vra dat julle ook vorentoe kom om by vrae te antwoord. Dis vir julle wel. Julle het ook nou gehoor en ons het daar gesels.
En ons bely dat die doop 'n instelling van ons Here is om aan ons en ons kinders ook die sekerheid van sy verbond aan ons te bevestig. Bely julle dan ook saam met my, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle ook in Christus geheilig is en daarom ook as lidmate van hierdie gemeente behoort gedoop te wees. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van ons Christelike geloof vervat is en ook in die Christelike kerk hierso ook geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van ons verlossing is. Verlossing van buite Christus. In die derde plek dan, beloof julle, neem julle julleself voor om hierdie kindertjies van wie julle die pa en die ma is, wanneer hulle dit ook kan verstaan, ook in hierdie genoemde leer na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Martin, Manet, wat is hier op julle antwoord? Ja. Konrad Rinske? Ja. Okay. Ag, sy. Kom ons begin by julle. Jana Stein, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ewan Kampus, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sy. Kom ons sing hulle die seënbede van Psalm 134 toe. Dankie Here vir die trouverbond. Dankie vir die sekerheid dat U aan ons en ons kinders verbind het. Ons leef met daardie sekerheid, niks en niemand kan ons van U skei nie. Here, mag hierdie ouers ook deur U liefde hulle kinders dit leer van kleins af. Dankie vir U genade. Amen. Wil ek net sê toe ons gaan huisbesoek doen het, was sy hyper rustig geweest, hoor. Konrad, ek gee maar vir jou. Ons is dankbaar julle, hoor. Ou Manet. Ja. Martin. Alre.
Ons gaan nou saam ons geloof bely. Die grootsheid daarvan ons bely dis ons Here wat geloof vir ons gee, vir ons kinders gee. Kom ons bely dit dan nou openlik. Ons staan deur Skrifverruiming 12:3 saam te sing. Daardie getuienis, ons glo in U, Here, met ons hele hart. Ons staan dan kan ons as ons klaar sing dit weer gaan sing. Om U te dien, Here, is 'n voorreg. Dis nie uit onsself nie, dis U wat ons gewillig maak om U te wil dien. Om te kan glo dat ons ook nou saam bely. Dit is so ontsettend 'n groot voorreg, want daarin weet ons ook, Here, dat ons aan U gebind is en ook dit kom van U. Om na U woord te luister. Dit is nie 'n formaliteit nie. Dis nie bloot gewoonte nie. Help ons, Here, om ook hier waar ons nou gaan stil word rondom U woord, werklik ook iets te begryp van U ontsettende groot liefde vir ons. Maar dat ons ook iets mag begryp, Here, van ons roeping, ook hierso op aarde. Lei ons dan so deur die Gees. Maak dit stil in ons gemoed. In Jesus se naam. Amen. Ek bevestig net dat ons nie vandag kindererediensbegeleiding het nie, dan ook het met die katekisasie wat klaar is, afgesluit het. Ons bedien die woord van ons Here uit Filippense 4. Ons lees die bekende gedeelte Filippense 4, ons lees vanaf vers 2 tot 9. Ek gaan dit uit die 83 vertaling lees. Filippense 4 vanaf vers 2. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en die gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak dit ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Christen wees is nie eenvoudig nie. Dis nie vanselfsprekend nie. Dis nie maklik nie en ek dink ons almal kan dit getuig. En om jou kinders vandag, einde 2025, so in die begin van 2026, op so 'n manier groot te maak dat hulle ons Here sal lief hê bo alles en hom met oorgawe sal dien en met blydskap. Dis 'n groot uitdaging. Maar wat ons ook vir mekaar moet sê, hierdie uitdaging is nie uniek aan vandag nie. Christen wees in die tyd van Paulus, Christen wees eintlik deur al die eeue heen, jy kan die hele Nuwe Testament gaan lees veral daar, was van die begin af nooit maklik en eenvoudig nie. En as ons het nou uit Filippense gelees, net kyk na Filippense, dan kom dit so duidelik na vore. Net so vinnig iets oor Filippense. Handelinge 16, Paulus is op sy tweede sendingreis. Eerste sendingreis het hy die kerk van ons Here, Jerusalem, Judea, Samaria, die uithoeke, het hy in die vandagse Turkye gestig. Sy beplanning was om oos te gaan, Asië toe. Maar dan staan daar so mooi, maar die Heilige Gees het my verhinder, skrywe Paulus, en hy moes wes gaan, Europa toe. En dan kom hy in Macedonië, vandag Griekeland, by die dorp, die stad Filippi uit. Filippi is in 'n Griekse gebied, kolonie, maar baie sterk Romeinse vesting, wat daar so is, ook strategies, militêr. En dan lees ons, daar was regtig baie min Jode gewees. Maar die mooi, Filippi was die heel eerste stad op Europese bodem, waar 'n kerk van ons Here gestig is. Paulus skryf nou so 'n jaar of wat later, skryf hy nou aan hierdie gemeente in Filippi, en hierdie Filippi was regtig 'n liefling gemeente vir hom gewees. Maar hy's nie by hulle nie. Hy sit in die tronk in Rome. Daar in hoofstuk 1 vers 12 hier in Filippense sê hy glo dis die laaste keer en dat hy nou gaan sterwe ter wille van die evangelie. En ons weet, Paulus was nie die eerste martelaar gewees nie. Die apostels, waarskynlik al 11 van hulle, miskien, daar's nie sekerheid presies oor Johannes nie, al ander 11 het 'n marteldood gesterf. Van toe af al was Satan 'n mensemoordenaar, wat Christene, wat Christus met 'n passie van alles wat hy het, gehaat het. En is vandag nog so. Geopende deure, wat ons ook ondersteun. Hulle reken, verlede jaar 2024, daar om en by 4500 Christene blaatant vermoor, omdat hulle Christene was. Jy kan self die sommetjie maak, as jy dit deur al die dae van die jaar trek. Dis baie mense op een dag in 'n jaar se tyd. En hierdie vervolging duur voort. Satan bly die mensemoordenaar. Paulus skryf verder, as ons kyk na die omstandighede van Filippi, hoofstuk 3 vers 18, daar was baie mense wat as vyande van die kruis van Christus geleef het. Mense wat blaatant teen Christus was. Judas in sy brief skrywe in die eindtyd gaan dit net toeneem.
hierdie goddeloosheid, vyande van die kruis van Christus. Dis mense wat tipies die Christelike evangelie, die Christelike godsdiens afmaak as oudtyds, as irrelevant, eintlik as belaglik. En ek wil ons beleef het vandag ook. In die verlede was mense nog stil daaroor, maar vandag is mense blaatant. Hulle wil niks te doen met Christendom nie, en dink aan daai hele beweging, God is dead. En ook iets van, leef nou maar voluit. Eet en drink en wees vrolik, ons gaan in elk geval ergens dood. Vyande van die kruis van Christus. Paulus skryf ook daar in Filippi was daar die dwaalleraars, soos hoofstuk 1 vers 15, wat met fyn skrif uit die woord mense begin lei het in die kerk self. Vandag dink aan die hele beweging van rasionele denke. Gebruik jou verstand, word vir jou gesê. Maagdelik swanger word, maagdelik 'n kind in die wêreld bring. Opstaan as iemand dood is vir 3 dae in 'n graf. Opgeneem word, opvaar op 'n wolk. 'n Wolk wat so fyn is, jy kan 'n veertjie laat val in 'n wolk en hy gaan deur dit breek. Belaglik. Dis wat die wêreld sê. Maar ook die vraag na waarheid. Is dit regtig so? Dit wat in die Bybel staan, dat mense dit moet nakom, of dat dit nou so belangrik is. Dwaalleraars wat mense mislei, vandag nog. Hier in hierdie gemeentetjie van Filippi lees ons ongelukkig van die Euodia en van Sintige. Gelowige vroue wat saamwerk aan die uitbrei van die evangelie, maar hulle het koppe gestamp. Daar het twis gekom. Is dit nie ook maar tipies in die kerk van ons Here vandag, deur al die eeue, verskillende kerkdenominasies ook nie. Mense wat eenvoudig net nie in vrede met mekaar kan saamlewe, Christene. Dan sê hy ook, daar's mense wat hulle eie belange gesoek het. Op 'n paar plekke daar in Filippense. En as ons dink aan vandag, dit is tipies mense wat sê, maar hoekom moet ek deel wees van die kerk? As die kerk nie vir my iets beteken nie. En tipies ook daardie mentaliteit, ek sit op 'n passasiersskip, ek moes die een wat bedien moet word, in plaas daarvan om te dien. Ons praat baie keer van, in plaas van godsdiens, is dit Gods ontvang. Is dit maar vandag ook so nie? Korintiërs 15 wat sê, as jy net vir hierdie lewe jou hoop op Christus vestig, dan is jy bejammeringswaardig. Ons is hier om te dien. Nie in die eerste plek om te ontvang nie. En dan was daar mense, skrywe Paulus, hoofstuk 3 vers 2, man, Handelinge is vol daarvan, Galasiërs, eintlik die hele Nuwe Testament. Mense wat tradisioneel vasgevang was in die gebruike van die verlede. Ons het in die Bybelstudie baie daaroor genoem, jy moet besny word, jy moet al hierdie ou testamentiese wette en alles nakom, anders is jy nie regtig 'n Christen nie. Vandag, daar's regtig ongelukkige tradisies wat vir mense beginsel die norm geword het, in plaas van Christus alleen. En dan in die gemeente, mense kan seker nog baie sê van hierdie gemeente in Filippi of die stad Filippi, lees ons van mense wat siek is. Ons lees van mense wat swaar gekry het, besondere behoeftes gehad het, en dis die stukkend van die lewe waarin ons vandag lewe. Siekte is 'n werklikheid, finansiële nood is 'n werklikheid, en so kan ons opnoem. Ons leef in die stukkend van 'n sosiale verval, ons politiek, en dit is alles maar dieselfde as wat dit was. Dis so iets van die agtergrond waarteen Paulus hier skrywe, in hoofstuk 2 vers 15 som hy dit baie mooi op. Hy sê, sorg dat julle bo alle verdenking staan, sorg dat julle opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte wêreld waarin ons lewe. 'n Ontaarde en korrupte lewe. Die ou vertaling praat van krom en verdraaide geslag, korrup sonder gewete, ander vertalings oneerlike, perverse samelewing.
Die ou King James vertaling self ook, crooked en perverse, 'n perverse samelewing waarin ons bly. So die punt is, vandag is glad nie so uniek as wat ons dink nie. In die tyd van Paulus, in die tyd van die Nuwe Testament, was dit dieselfde. Om ons kinders groot te maak in die werklikheid van hierdie stukkende lewe, is nie maklik nie. Om self Christen te wees vandag, is nie so eenvoudig nie. En dan kom hoofstuk 4, amper so uit pas uit. Midde in die donker wat Paulus hier skets van omstandighede, hier in hierdie eerste gemeente in Europa, daar in Filippi, kom hy met die woorde, wees bly in die Here. Ek wil dit vir ons hier uit die 2020 vertaling lees. Verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. Laat julle welwillendheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en om hom te dank. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. So amper in stryd met die donker van die omstandighede. Nou as mens hierdie vers 4 tot 7 net so bietjie uitmekaar uittrek, dan is daar 'n hoofsin, daar's 4 opdragte en daar is 'n belofte. Die hoofsin is doeteenvoudig, getuienis van die Heilige Gees, die Here is naby. Dis die hoofsin van hierdie hele gedeelte. Voor hierdie hoofsin, die Here is naby, is daar 2 opdragte. Wees altyd bly in die Here. En die tweede ene dan, kan jy glo nou, vergeet ek dit. Wees inskikkelik teenoor alle mense. En na hierdie hoofsin is daar ook weer 2 opdragte. Moet oor niks besorg wees nie. En die tweede een, maak alles deur in elke begeerte wat jy het, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan eindig dit met 'n belofte, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou gedagtes en jou hart die wag hou. Dis hoe dit saamgestel is. En as ons begin by hierdie hoofsin, die Here is naby. Grieks 3 eenvoudige woordjies, ho Kyrios engos. Dan is daardie 3 woordjies, daardie belydenis, die Here is naby, so ontsettend veelzeggend. In die ou tyd was tydsbegrippe nie so eenvoudig. Dis uit die konteks afgelei. En daarom is daar verskillende vertalings en verskillende interpretasies en kommentare en beklemtoning van hierdie woordjies, maar in die eerste plek, die belydenis die Here is naby, is 'n belydenis, ons Here kom weer. Midde in die stikkend van hierdie lewe, wat Paulus hier vir ons geskets het, van hoe Filippi was en hoe ons lewe vandag ook is, die Here is naby. Hy kom weer, hy's op pad, hy kom binnekort. Die ou King James vertaling praat van the Lord is at hand. Hy kom. En ons leef vandag midde in hierdie sekerheid, ten spyte van die stikkend en die seer van hierdie samelewing, ons Here kom weer. Hy kom om alles nuut te kom maak. Ons leef met daardie versekering, laaste woorde van Openbaring van Maranatha. Kom Here Jesus. Ons weet hy kom. Ons Here Jesus wat self getuig, klomp keer aan die laaste hoofstuk, ek kom weer. So dis die eerste betekenis van die Here is naby. Die Here is naby. Maar hierdie belydenis praat ook met ons vandag. Midde
in die stikkend van hierdie lewe is ons nie alleen nie. Ons Here is naby. Ons Here is by ons. Hy is met ons. Ons is nooit alleen nie. Het ons Here Jesus nie met sy hemelvaart beloof? Onthou, ek is met julle elke dag tot met die volëinding van die wêreld. Het ons Here Jesus nie hier in die laaste dae voordat hy gevang is, gekruisig is, uitdruklik gesê die Heilige Gees, die ander trooster, gaan oor julle kom en hy gaan nie net by julle bly nie, hy gaan in julle wees. So mooi in die nagmaalsformulier bely ons dat ons Here Jesus in bange Godverlatenheid moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom? Sodat ek mag weet, ook in my swaarste aanvegtinge, dat ek nooit deur God verlaat sou word nie. Jy was nog nooit alleen nie. Jy is nie nou nie, al voel dit vir jou so. Jy sal nooit alleen wees nie. Ons Here is naby. Hy's hier. Hy's nie ver af nie. Dis dan die betekenis. Toekoms, hy kom weer. Hy's naby, maar ook hy's hier met ons, met jou. Hy's naby. En dis die hoofsin. En dis blye boodskap. Dis die evangelie. En in hierdie belydenis trek al 4 hierdie opdragte en ook hierdie belofte saam tot 'n eenheid. Ons sou kon sê, wees bly in ons Here. Hoekom? Want ons Here is naby. En as jy bly is in hom, want hy's naby, dan sal jy vrede kry. Ons moet vir mekaar sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. Hoekom? Want ons Here is naby. Dis hy wat ons die krag gee om inskikkelik te kan wees teenoor alle mense, en waar ons inskikkelik is teenoor alle mense, daar vind ons die vrede van ons Here. Moet oor niks besorg wees nie. Hoekom? Want ons Here is in beheer. Hy's naby. En omdat hy naby is, hoef ons oor niks besorg te wees nie, en daarom kan ons vrede vind in hom. Maak elke begeerte aan ons Here bekend. Ons het vrymoedigheid om dit te doen, want ons Here is naby. En omdat ons dit kan doen, daarom het ons vrede in hom. En so trek alles dan saam rondom hierdie belydenis. Ons Here is naby. Martin, julle, Koenraad, elke ouer, elkeen van ons. Wat beteken dit vir jou om bly te wees in ons Here? In omstandighede gaan niemand van ons ooit ware blydskap en permanente blydskap kan hê nie. Alleen in my identiteit, wie ek is, wie ons Here my gemaak het, syne, aan hom verbind. Alleen in hom, en hierdie sekerheid dat ek syne is, alleen daarin kan ek werklik blydskap beleef. En Paulus herhaal dit. Ek herhaal, wees bly. Dit is so ontsettend belangrik. Hoekom? Want ons Here is naby. Hy's by jou, hy's met jou, hy's in jou deur die Gees. En alleen daarin kan jy vrede vind. En nou is die enkele vraag. Is dit wat my kinders sien as hulle na my kyk? Is dit wat hulle sien as hulle na julle as ouers kyk? Sien hulle te midde van hierdie donker prentjie wat Paulus vir ons geskets het van die samelewing, sien hulle blydskap gegrond in 'n verhouding met ons Here? Wees inskikkelik teenoor alle mense. Daardie woordjie inskikkelik, baie vertalings ook, wees vriendelik teenoor alle mense.
'n ander vertaling, behandel alle mense altyd mooi. Wees altyd bedagsaam. King James vertaling praat van gentleness. Weereens in ons Here. Hierdie blydskap is gegrond, net te teruggaan, in my persoonlike verhouding tot ons Here. Vriendelikheid, welwillendheid, is gegrond in my verhouding tot naaste, my mense. Die manier hoe ek teenoor ander mense optree. Ek kan dit alleen doen, omdat ons Here naby is. Gedra deur hom. Vraag is dit wat my kinders in my lewe sien, in my verhouding teenoor ander mense? Die derde opdrag, die derde en die vierde opdrag gaan hand aan hand, vorm eintlik 'n eenheid, want dit is ek in my persoonlike verhouding tot myself. Wees oor niks besorg nie, inteendeel, maak elke begeerte wat jy het in gebed aan ons Here bekend. Smeking, danksegging. Wat sê dit vir ons? Kinderlike vertroue. Kinderlike afhanklikheid. Job se belydenis, God is groot, onbegryplik groot. Ek is stippeltjie klein, maar ek stippeltjie klein is kosbaar sy kind. En daarom mag ek met vrymoedigheid elke begeerte wat ek het, 'n gebed aan hom neerlê. Eintlik is dit geweldig arrogant om besorg te wees oor 'n klomp goeders, van daardeur sê ek, Here, ek vertrou U nie. Is dit wat my kinders, is dit wat my mense rondom my sien? Hoe ek lewe? Christen wees is nie eenvoudig nie. Christen wees is nie vanselfsprekend nie. Christen wees is klein word in ons Here. En in hom vind ek my blydskap, in hom vind ek my vrede en nie in omstandighede nie. Satan probeer ons permanent ontspoor. Satan probeer permanent om ons kinders te ontspoor. Hou daaraan vas. Elke ouer, elke Christen, elkeen van ons, groter as Satan se vieslike hart, leef ons met die sekerheid. In sy genade, ons Here is naby. Hy is die een wat hom aan ons verbind het. Sy trou verbond. En hierdie belydenis, dit maak dat Christen wees nie 'n permanente stryd hoef te wees nie. Dit is nie. Dit is 'n voorreg om 'n Christen te wees. Dit is 'n vreugde om 'n Christen te mag wees. Dit is 'n vreugde, dit is 'n voorreg om ons kinders midde in 'n stikkende wêreld met blydskap, met dankbaarheid, met vrede in ons Here te kan grootmaak. Leef hierdie vrede uit. Getuig daarvan van jou kind, teenoor jou kind. Ons Here is naby. Amen. Ons gaan nou saam sing, ook met dankbaarheid, met blydskap, Psalm 100 vers 1 en vers 4.
gaan nou geleentheid gee vir stil gebed en dan sluit ek vir ons die gebed af. Help ons, Here, om te wees wie U ons gemaak het. Help ons om te lewe waartoe U ons geroep het en toegerus het. Help ons, Here, om Christen te wees midde in die stikken van hierdie wêreld tot U eer alleen. Skenk ons blydskap. Skenk ons, Here, vriendelikheid, welwillendheid teenoor mekaar. Skenk ons, Here, absolute afhanklikheid, vrede in U alleen. U is ons lewe, aan U alleen, alle lof, dank, aanbidding, hier waar ons vanoggend hier saam is. Ons uit mekaar uitgaan, nou tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou geleentheid dan gee ook vir die liefdegawe.
Ons sing nou ten slotte lied 203. Dis 'n omdigting van Psalm 103, Psalm van Dawid, wat ons by die nagmaal so baie gebruik ook. Loof die Here o my siel. Ons sing lied 203, die 4 verse soos dit op die bord verskyn. Ons Here seën jou en hy beskerm jou. Ons Here het tot jou redding verskyn, hy is jou genadig. Ons Here verhoor jou gebede, hy skenk aan jou sy vrede.